30 Januarie 2026. Nou hierdie briekmerk vir my is in die ware sin van die woord 'n loskanon. Want ek is moeg om te sien hoe dat die boer aanhoudend terwille van oordentlikheid of terwille van sy bedonderdheid of terwille van die veiligheid van die ander mense altyd terugstaan. Altyd terugstaan. Nou kom ons kry net bietjie die basics reg. Hier's 'n groep mense wat van die standpunt af uitgaan 'n boer en Afrikaner is sinoniem. Ek weet nie, ek gaan nie op dit reageer nie want ek sal woorde gebruik wat hierdie video totaal onbruikbaar gaan maak. Maar ek is nie bang om Boerans te praat nie, hoor. Vir daai fokker wat hier al ewig deur sy bek te rek het oor my taalgebruik, jou moerok, hoor. Maar in elk geval, die feit van die saak bly. Ek gaan nie probeer om in alle opsigte tegnies korrek te wees nie. Ek gaan net 'n vinnige oorsig gee, want hier ons grootste probleem is die jong mense van vandag is in hulle moeren verward. Hulle verstaan glad nie hierdie kwessie van boer en Afrikaner nie. Nou, kom ons gaan terug net na die begin toe. Daar het 'n klomp setelaars in die Kaap aangekom en 'n groep van hulle het weggebreek. Hulle was daai tyd die Vryburgers genoem en whatever. En hulle het oos gegaan. Want hulle wou onder die beheer van die Kaapse regering uitkom. Hulle wou nie onder daai mense wees nie. En 'n groep het daar gebly. Nou die groep wat gewyk het, was later het hulle die voortrekkers geword. Dit was die boere wat uitgewyk het die binneland in. Dit was die begin van die boere. Nou, jy weet, as ek na van die argumente luister op hierdie een groep waar ek is, dan moet ek op my tande byt om nie los te brand nie. Maar oké, hulle het weggetrek en hulle het gepad. Nou moet julle een ding baie goed verstaan. Toe daai boere trek uit die Kaap uit, toe plaas die kerk hulle onder sensuur. 'n Sensuur wat tot vandag toe nog nie opgehef is nie. Nou ons voorsate, die boervoorsate, daar van die Europese Alpe en Hooglande en Skandinawië en oralsters af. En ja, hulle het op die heide gebly. Dis hoekom hierdie fokkers ons heidene genoem het, want ons bly op die heide. En toe kom die kerk, daai viskop keps etters wat daar in Rome sit, en hulle formaliseer hierdie woord heiden. En dit word teen die mense gebruik. Nou kyk, ek wil vir jou sê, daai oervoorvader van jou wat boer is, het daar op die heide geleef, gesorg vir sy diere, kos geproduseer vir die dorpsmense. Dis wat hy gedoen het, want dit was sy opdrag van die Skepper. Gaan lees dit in die Bybel. Hy moet sorg vir die diere van die veld. En hy moet kos produce. Dis wat hy gedoen het. Maar die kerke, en nou moet julle my verskoon as ek die woord het, die fucking kerke, het al ewig deur probeer om almal onder beheer te kry. Dis hoekom hulle al hulle reëls en hulle boeke en hulle traktate en dokumente en diktate en die donder weet wat alles hy het, om die mens te beheer, waar daardie oervoorvader van ons, het daar op die heide gelewe, naby aan sy Skepper, sy skeppinge, in sy Skepper se wêreld, elke dag van sy lewe terdee bewus van die magtigheid en die wonderlikheid van sy Skepper, want hy sien dit met sy eie oë. Hy sien die bye op die blomme, hy sien hoe die sade groei, hy sien hoe die diere kalfies kry en kleintjies kry en aangaan. Al hierdie goed het hy ervaar, en hy het die hele tyd hierdie geestelike verbinding met sy Skepper gehad. Maar die kerke het dit niks fucking gelyk nie, want hulle kon nie daai ou kontrol nie. En julle weet wat het hulle met hulle gedoen in die middeleeue, hoe's die mense deur die kerke vermoor, vermink, verkrag, verbrand, vir alles. En 'n groep van hulle het gevlug Suid-Afrika toe. Hier na die suiderland toe. Hier,
in die Suiderland, het hulle 'n heenkoms en 'n toekoms kom soek. En hulle het vinnig gegee pad uit onder daardie regeringssysteem in die Kaap en weggepad oos gegaan. Hulle wou wegkom. Daar's dosyne boererepublieke gestig, want dit is een van die groot ding van die boer, daardie strewe na onafhanklikheid en selfbeskikking. Terwyl daai klomp wat in die Kaap agtergebly het, hulle is goeie, geneties geteelde kroon onderdane. Hulle is happy onder die kroon. Toe breek die dinge vir die boer rof in die binneland. Hy loop in stamme vas en swart stamme vas en so. En daar's meer as genoeg opgeskrewe geskiedenis hoe sendelinge, fucking sendelinge, daardie swart stamme bewapen het en opgestook het teen die boere. Daar was vir daai swart stamme gesê, as jy 'n klein groepie mense sien, 1 of 2 waans, dan moet jy weet, dis gewoonlik sendelinge of handelaars, los hulle uit. Maar as hulle 'n bietjie meer, groter groep is, dis boere, moor hulle, vat hulle vrouens, vat hulle kinders, maak hulle kinders dood, vat hulle beeste, vat hulle perde, vat alles. Dis wat hulle gefokken doen het. En dit is wat niemand oor wil praat nie. En waar het hierdie bliksems vandaan gekom wat hierdie boodskappe onder die swartes versprei het en onrus tussen die swartes en die boere gestook het? Waar het hulle vandaan kom? Uit die fucking Kaap uit. Die saadbed van hierdie Afrikaners van vandag. Maar nou goed, laat ek nou nie opgewonde raak oor dit nie. Ons is in 2026. Nou, toe kom daai ding by Bloedrivier. En jy weet, weer 'n ding, dit was 'n kwessie van, dit was boere wat daar geveg het. Hier is slim bliksems wat allerhande storieetjies het en aanhalingkies maak en so om te probeer sê, daai mense was actually Afrikaners. Hulle moer man, dit was boere gewees. Wie het die vrede met die Zulus gemaak? Die boere. By die Pongola rivier is daar 'n ooreenkoms geteken met Mpanda. En in daardie ooreenkoms is daar onder andere 'n artikel, gelykstaande aan artikel 5 van die NATO-ooreenkoms, waar die boere en die Zulus onderneem het om mekaar te help as hulle aangeval word. By Rockies Drift het die Britte, die swartes, die Zulus, gelooi. Toe gaan die boere na hulle toe en sê, boere, manne, julle moet verstaan, julle fight hierdie Engels verkeerd. Julle moet hulle so fight. En toe kom die slag van Nsandlwana. En die Zulus fok hy Britte op, hoor. Want hulle het geluister wat die boere vir hulle gesê het. Hierdie is goed wat niemand oor fucking praat nie. Hoekom nie? Want die Afrikaner kan nie dit vir homself toe-eien nie. Dit was dinge wat met die boer gebeur het. Nou sit ek hier op 'n groep, wat deur oorlede Frans Jooste begin is. Nou is ons op daai groep. Nou, ek het nooit deelgeneem eintlik daar nie. Nou sien ek hierdie gesprek wat nou daar ontstaan. En is weer hierdie boer-Afrikaner ding. En die Afrikaners is die hele plek vol, en die tussengroep is die hele plek vol. En my standpunt is die volgende oor hierdie hele storie. Ek sal geen van hierdie Afrikaner bewegings enige iets van hulle ondersteun nie. Tot die dag wat hulle my boer-identiteit erken, tot die dag wat hulle my boer-kultuur-geskiedenis respekteer as myne. Nie dit wat hulle vir hulle self wil vat nie. Na die vrede van vereniging was die boer verpletter, verwoes, verslaan. En die boer moes teruggaan na 'n verskroeide aarde toe. Van daardie boere was gelukkig om weer hulle vrouens te kon kry. Ander was nie so gelukkig nie, want hulle vrouens en kinders was vermoor, uitgemoor in die konsentrasiekampe. En moenie vir 'n fucking sekonde vergeet nie, Afrikaners het saam met die Britte teen die boere geveg. Nou wil hulle hier kom 'n groot fucking onderskeid tref in joiners en ek weet nie wat, as hy joiner wil ek fucking nie naby my hê nie. Dit het ek al baie gesê. Maar Afrikaners het daardie kroonaanslag op die boer ondersteun, want hulle was fucking onderdane. Toe na 1905 het hierdie verpletterde boer gebuig met sy hand in die hand van God
en sy lewe weer aan mekaar begin sit. Op daardie stadium was daar neergekyk op die boer, want die boer was gesien as hierdie ongeletterde, ongekunstelde ding wat nie inpas by hierdie lekker glimmende wêreldjie wat die Afrikaners vir hulle reg gekry het saam met hulle kroonleiers nie. En in 1914 was die laaste rebellie. En in daardie rebellie is my eie oupa deur die kop geskiet deur 'n fucking joiner. Gelukkig voor deur die kop en hy is nie dood nie, want anders was ek nie hier nie. Maar hy is deur 'n fucking joiner deur die kop geskiet. Die dag toe hy dood is in die hospitaal in Winburg, toe staan, roep my pa my in sy kamer in en hy druk sy 2 vingers so in die gaatjies in, weerskante van my oupa se skedel en hy sê, hier het die joiner jou oupa geskiet. In elk geval, so, wat is die probleem met die boer? 1914 was hulle nou weer 'n keer platgeslaat. Deur 'n fucking klomp joiners en Afrikaners, wat hoofsaaklik die magte was wat teen hulle gefight het. OK, dit nou daar gelaat. So hierdie verpletterde boer doen wat 'n boer doen. Hy stap weg en gaan sit weer sy lewe aan mekaar. Hy raak nie betrokke by allerlei dinge nie, organisasies en goed nie. Hy gaan sit sy eie lewe aan mekaar. Ek het al gesê die boer is soos 'n Njala, klein familiegroepe. Hierdie Afrikaners, hulle is soos rooibokke en springbokke, troppe, hulle is tropdiere, die boer nie. In elk geval, vra vir jouself 'n vraag af, toe hierdie grondeise ding ingesit is, hoekom is die afkapdatum 1914? Skryf jou 'n antwoord op daai een, hoor. Jy kan nie 'n grondeise insit vir gronde voor 1914 nie. OK. Maar in elk geval, so ontwikkel die Afrikaner 'n konstrukt, 'n sintetiese ding, wat geskep is, om konsys eenheid te kry en eendrag te kry en fok weet wat alles. Maar dit is 'n sintetiese skepsel. Sy geskiedenis is nie syne nie, sy geskiedenis is die kroon se geskiedenis. Maar om die boer in te trek, is die boer geskiedenis, stadig maar seker, geëksproprieer en onteien en vir hulle self geneem. En julle weet wat is die levels waartoe hulle gegaan het met dit. Maar in daardie jare het die boere ook weer begin opstaan en hulle het weer begin op hulle voete kom. 'n Groot gedeelte van hulle was armlastige arbeiders wat verstedelik het uit nood uit en hulle is gebruik op die myne en oralsters as arbeid. En hierdie arrogante Afrikaner het op hulle neergesien. My eie pa het begin werk as 'n klerk by Volkskas. En toe het hy gesien daar's nie 'n toekoms vir hom nie. En toe het hy uitgewyk, myne toe gegaan en homself opgewerk dat hy een van die eerste Afrikaanse mynbestuurders in die land was. En wie het hom daardie pos gegee? 'n Franse maatskappy. In elk geval, so die boer homself weer opgetel, want dis wat hy is. Hy's 'n skepper. Maar die politieke omgewing en die kulturele omgewing was hierdie sinteties gefabriseerde ding wat hulle Afrikaner genoem het. Ek het op 70 jarige ouderdom uitgevind, ek is nie 'n Afrikaner nie. In elk geval, en daaroor was daar ook 'n fucking video deur daai Sonneblom ding gemaak. Maar dis daar gelaat. Feit van die saak bly, ons boere het 'n moerse probleem. En dit is, ons staan die hele tyd terug teen hierdie goed georganiseerde, geoliede Afrikaner masjien. Staan ons terug. So hulle is die hele tyd op die voorgrond en hulle het daardie oog, in die publieke oog, daardie beeld van hulle is die manne. Hulle is die goed wat tel. Ons boer is insignificant. En dan as daar 'n konflik kom, het die boer hierdie innerlike ding mos. Hy kyk en hy draai om en hy stap weg. En dan is dit weer 'n oorwinning vir die Afrikaner. Nou, ek het net besluit, ek, wat Colyn is, het besluit, fuck that, ek staan nie vir hulle terug nie. Ek word uitgehaal en aangeval
omdat ek nie die groot Afrikaner bewegings ondersteun nie. Ek sê ek sal hulle fucking notte bliksem ondersteun tot die dag wat hulle my boer kultuur identiteit fucking erken en my kultuurgeskiedenis respekteer en my stam, die boer stam van die Suiderland, krediet gee vir wat ek was en wat ek in hierdie land gebring het. Hulle fucking vat alles vir hulle self en die boere loop weg. Die groot trek word 'n migrasie. Nie wat dit was nie, 'n uitwyk en wegbreek van die regering af. 'n Dryf van 'n onafhanklikheid nie, dit word 'n migrasie. Ons word onder vreemde vlae versamel terwille van eenheid. Eenheid se gat hoor. Ek sal saam met die Afrikaner werk vir 'n gemeenskaplike doel, net op voorwaarde hy erken my identiteit en my kultuurgeskiedenis vir wat dit is. Hy maak nie asof hy fucking alles is nie hoor. Ek staan nie terug vir hulle nie. My kanaal, Briekmerke, is seker die enigste kanaal wat solid, onwrikbaar boer staan. My kanaal beteken finansiëel vir my nie naaste by wat hierdie ander ouens se kanale vir hulle beteken nie hoor. Nie glad nie. Ag, ek is 'n fraksie, ek is nie eens 'n faktor nie. Want ek sien mos, hoe word hulle gegooi met die geld en hoe word hulle ondersteun en mooi ateljees en die fok weet wat alles. Ek sit hier in my kantoor, soos daai sonneblom etter vir julle sê, ek sit in my donker kamertjie. Reg. Maar ek sit hier en ek weet wie en wat ek is en ek staan vir wat ek is. En ek sê nou vir julle boere, ek praat met die boere, moenie aanhou met hierdie wegstappery nie. Staan vas en stuur 'n Afrikaner en sy moer in man. Julle weet ek gebruik fuck off soos leestekens. Ek gaan nie vir hulle buig nie. Ek gaan nie toelaat dat hulle aanhou en wegkom met hulle ding nie. Daar's ouens wat nou vir Lets aanval en wat vir Wits aanval oor hulle boeke en ek voel 'n fok vir daai ouens. Ek het daai boeke gelees en my godgegewe brein gebruik om vir myself na die feite te kyk en tot 'n conclusion gekom, daar was vir my gelieg. And that's it. So, ek sê vir julle boere, nou sê die ouens, ja, waar gaan ons uitkom en wat nie. Luister, begin by die begin. Maak die fondasie reg. Kry vir jouself kultuursekerheid. Kry dit vir jouself. As jy daardie kultuursekerheid het, dan vat jy die volgende stap. En die volgende stap is om te sê, ek is 'n boer, ek is nie 'n Afrikaner nie. En moet nou nie daai fok opmaak nie. Nou kom hier van hierdie slim ouens, en kyk mos op daai gesprek. Alhoewel ja, boer en Afrikaner is maar dieselfde. Nou sê ek vir daai slim fokker, gaan sê jy vir 'n Swazi, hy's 'n Zulu, en kyk waar kom jy uit. Of gaan sê vir 'n Zulu, hy's 'n Pondo, dan kom jy, kyk waar kom jy met daai gesprek van jou. Jy gaan fokker nêrens kom nie hoor. Maar nee, jy wil hê ek moet sê, ja okay, ek sal maar as 'n Afrikaner seil. Fok dit, ek sal dit nie doen nie, ek is 'n boer. Ek het nie meer baie jare op hierdie aarde oor nie, maar ek is 'n boer. En ek gaan nie, hierdie hooggeletterdes, met hulle slim fucking stories, meeste van hulle is in die fucking tussengroep. Hy's te fucking bang om te sê, wow, ek is 'n boer. Want hoekom? Hy gaan ondersteuners verloor, hy gaan borge verloor, hy gaan advertensies verloor en al sulke kak. So hy sê dit liewers nie. Hy seil maar aan hy middelgroep. My ma het gesê, nog vis, nog vlees. En die Bybel sê vir jou, jy is of warm, of jy is koud. Maar as jy lou is, spoeg hy jou uit. Nou, op hierdie oggend, sê ek vir jou wat vir my luister. Kry kultuur sekerheid. Kry identiteit sekerheid. Letse boeke, Witse boek. En hy het nou 'n nuwe een wat op pad is, hy publiseer in April hierdie jaar, waar die Afrikaners gaan na jump hoor, ek het 'n paar stukke gesien daar. Kry dit, kry vir jouself sekerheid, sodat jy met oortuiging en trots kan sê, ek is 'n boer. Nou vir daai van julle, wat Afrikaners is, jy moet nou verstaan, die boer is oor die algemeen bekend daarvoor. Eerstens, sy onwrikbare geloof in God. Tweedens,
Sy woord is sy eer, sy integriteit. Niks van daai onderhandelbaar vir hom nie. Afrikaners is die teenoorgestelde oor. En julle moet mooi verstaan. Dit is maar net 'n breë veralgemening van die basiese onderskeid tussen 'n boer en 'n Afrikaner. Daarmee sê ek nie vir een oomblik dat die boere is hierdie hoogheiliges nie. Daar's 'n klomp bliksems tussen die boere hoor. Maar dis soos dit in alle groepe gaan hoor. Alle groepe gaan. Putin het dit so raak gesê. Toe daai girl vir hom vra, hoekom is hy so teen die nazi's? Toe verduidelik hy vir haar. Toe sê sy vir my, hier is nazi's in Rusland. Toe sê jy weet. Maar hulle sal nie optogte in my strate hou nie. Ek hoef hulle nie te keer nie, die bevolking sal hulle opvok. Toe vra sy hom uit oor hierdie alfabet verwardes. Sê hy vir presies dieselfde. En toe sê hy vir, onthou net, en nou verwoord ek maar net lekker breed hoor. Elke gemeenskap het sy kak in hoor. Die boer het ook sy kak tussen hulle. Maar dit is die boer tribe se eie verantwoordelikheid om daardie kak te isoleer. En dit is wat belangrik is. Dat die kern van die boer tribe moet verstaan. Eerstens dat jy daai kultuursekerheid kry, daai identiteitssekerheid het en dat jy met trots sê ek is 'n boer. En ek sê vir julle, God het die boer op die Suiderland geplant met 'n doel. En deur die geskiedenis het hy bewys hoe hou hy sy hand oor die boer. Vat net sy hand en stap die pad voor en sê, wat ons doel is, sal hy vir ons wys. Maar ons moet net verstaan, as ons nie self opstaan en sê, ek is 'n boer nie, wat moet God vir jou doen? Wat moet hy vir jou doen? Tot daai dag het jy 'n probleem. En ek glo dat as die ramshoring blaas, sal God die leiers wys en ons sal hulle herken. Maar tot dan moet ons onsself laat geld en aandring dat ons erken word. Want as ons nie erkenning kry nie, gaan ons niks kry nie. Dit sê ek nou vir julle. Hierdie land gaan in stukke gebreek word, hoor wat ek sê, en dit gaan in stamgronde breek. En die boerstam kan aanspraak maak op groot stukke grond. Fisies het baie van die landbouers onder die boere het groot stukke grond, maar geskiedkundig behoort ander stukke aan die boer. En die interessantheid is, die Zulus en die Swazis weet wat is die boergronde. Maar die Zulus, ek het met hulle gepraat, met 'n ou gepraat oor. Ek het 2 programme gemaak vir die koning. Een oor sesering en die ander een oor kantons. En hulle verstaan, want die ou sê vir my, wat maak ons nou met daai klomp Zulus daar by Newcastle, dit is boergrond daai. Sê ek ons daai se nou word ons nou 'n Zulu kanton, en toe ek dit vir hom verduidelik, toe sê, ek verstaan dit. Okay, maak vir my 'n program in Engels dat ek vir die koning kan wys. Nou sien julle die koning begin nou praat in die rigting van KwaZulu, Zululand. Julle sien dit. Maar die feit van die saak bly, ons sal in Zululand wees, maar in ons eie republieke binne in Zululand. Die boergronde word nie betwis deur die Zulus nie. Hulle weet wat is dit. Hulle konings het daai goed geteken. En so is dit dwars deur die land. So die uiteinde gaan wees 'n klomp boererepubliekies. That's it. Of kantonne. That's it. Maar ons moet dat staan vir die boer. Laat die Afrikaners sy eie fucking grond uitsort hoor. Ek wil nog graag sien waar is 'n Afrikaner republiek gewees en waar was 'n Afrikaner land gewees of wat. Ek wil dit sien. Hulle het dit nie, want hulle is geneties kroon onderdane. So, laat ek hier nou stop. Kry vir jouself kultuursekerheid. Wees trots om te sê, ek is 'n boer. En as jy nou daai boeke gaan lees en jy vind uit jy is nie 'n boer nie, dan moet jy gaan werk aan jou span, hoor. Dan kry jy julle kak uitgesort. Want daar's konservatiewe Afrikaners wat baie meer tuis is tussen die boere as tussen die Afrikaners, hoor. Dit moet jy verstaan. Ek worry nie oor jou Afrikaner ding wat jy julle se volk of 'n nasie of wat julle self wil noem nie. Ek worry nie. My probleem en my verpligting en my verantwoordelik is teenoor
my tribe. Die boer tribe van die Suiderland. Dis waar ek is en wat ek is. Nou ja, ek kan glo dat daar nou bloeddrukke wat deur die dak is, vuil onderbroeke, vuil panties, whatever. Skraap maar jou moed bymekaar, trek hy vuil onderklere uit en gaan kry het gewas, gebruik nou maar 'n konkreetmixer as dit nou nodig is, of bliksem die ding weg. Feit is, elkeen van ons moet seker maak dat ons kultuur sekerheid kry. Dat jy weet wat jou kultuuridentiteit is, en dan staan jy vir daai identiteit. Ek sê vir die mense op my kanaal, elke dag sê vir 5 ouens, ek is 'n boer. Wat is jy? Hou aan daarmee, totdat jy, as jy na die ouens aankom, wat sê hulle, o, hier kom hy boer. As hulle jou sien, want hulle sê, o, hier kom hy boer. Dan het jy 'n begin gemaak. En dan maak jy baie seker, dat jou kinders, of jou kleinkinders, ons geskiedenis ken. Want ons geskiedenis word verdraai. Ek gaan uitspeel, weer met hierdie liedjie. Luister mooi na hierdie liedse woorde, hoor. Luister baie mooi. En dan sê ek vir jou, dink. Trots te wees, Afrikaner volk, een bloed, een geskiedenis. Fees en radio, liedere van eenheid so groot, maar diep in my siel het 'n vraag begin broei. Wie is ek regtig onder al die vlae en name? Is ek deel van 'n storie wat iemand geskep het? Ek is 'n boer. Jy, uit die trekse stof, uit die vryheidse vuur, ek is 'n boer. Wie is jy? Nie 'n naam wat hulle gegee het, nie 'n masker vir mag, ek is 'n boer, met God se hart in my bloed. Vryheid bo alles. Wie is jy? Die Kaapse gebind, vir stemme en krag, monumente gesteel, geskiedenis verdraai, die trek word migrasie, die vryheid vergeet, maar die grond roep my naam, die ou republieke, die kommando, die Bybel, die onafhanklike geheim. Gieter, nie pionier, slaverne. Kies nou jou pad, moenie meer dwaal, nie word wakker, my broer, word 'n boer vandag. Ek is 'n boer. Wie is jy? Uit die veld se vryheid, uit die hemelse lig. Ek is 'n boer. Wie is jy? Geen verwarring meer, geen vals eenheid nie. Ek is 'n boer met die kruis en die grond, vry en seker vir altyd. Wie is jy? Ek is 'n boer. Wie is jy? Word wakker, word boer.
wakker, word boer. In daardie lied is groot waarheid opgeteken. Eintlik ons boergeskiedenis, saamgevat in 3 of 4 minute. Dink oor die ding en hou op om die oomblik as hierdie Afrikaners jou begin druk, terug te staan en weg te stap en hulle fucking sin te gee. Hou op daarmee. Fight vir wat joune is. Fight vir jou boeridentiteit. Fight vir jou boerkultuur. En 'n ou wat dit nie wil erken nie, moenie op die fucking engage nie. Moenie dit doen nie. Nou ja, nou is dit klaar. Sê die ding as jy dink daar's value in. Skryf ek in jou kommentaar hierso. Moenie dit nie op my vloek nie, hoor. Gooi die afduimpies as jy lus is. Ek worry nie. Feit van die saak bly, neem kennis van wat ek gesê het. Groetnis van hierdie boer wat nie meer gaan toelaat dat my boeridentiteit en boerkultuur misken word of veronteien word vir ander se voordeel. Dis myne.